My geliefdes, ek groet julle vanmôre in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Baie welkom by hierdie erediens vanoggend. Mag die Here vir elkeen van julle ryklik seën en mag die woord vanmôre elkeen se hart vanmôre bereik. Terwyl ons so sit, as die woord van die Here voor ons oopgemaak word, kom ons bid saam vanoggend. Ons dierbare Here Jesus, ons sê vir U dankie vir U liefde. Ons sê vir U dankie vir U goedheid. En Here, vanoggend kom ons met ontvanklike harte voor U. En bid ons dat U woord aan ons elkeen sal seën. Dankie dat U ons liefhet en vir ons omgee. Kom breek die woord vanoggend aan ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons lees vanoggend uit die woord van die Here uit die volgende twee skrifgedeeltes. Markus 15 vers 23. Toe gee hulle hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar hy het dit nie geneem nie. En ook in 1 Korinte 11 vers 1 sê Paulus vir ons die volgende. Hy sê: "Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is." 'n ander vertaling sê: "Ek volg die voorbeeld van Jesus Christus, volg julle my ook so." Mag die Here sy woord aan elkeen van ons ryklik seën. Soos wat ek vanmôre gesê het, volgens 'n prediking het 'n ietwat van 'n byt, en dit vra dat ons elkeen 'n antwoord sal gee in onsself op hierdie vraag. En die vraag wat aan ons as Christene vanmôre kom is dit reg vir 'n Christen om wyn te drink of alkohol te drink? Nou ja, soos ek gevra het, dit is 'n vraag wat na ons toe kom en wat 'n uitdagende antwoord van elkeen verg. Wanneer ons na die woord van die Here kyk en die woord van die Here in geheel bestudeer, my broer en suster, dan kom die antwoord na my en jou toe baie duidelik. En dit is 'n duidelike nee. In hierdie gedeelte in Markus 15 kry ons vir Jesus Christus aan die kruis. Daar waar hy vir ons gesterf het, daar waar hy vir ons gelei het, en ten spyte van al die dinge wat daar gebeur het, die verskriklike pyn en lyding waaronder die Here Jesus verkeer het, en die 7 kruiswoorde wat hy uitgespreek het, wil ek graag ons aandag fokus vanmôre op iets wat die Here Jesus gedoen het, wat vir my en jou van groot belang is. En ons zoom as ware na Jesus se gesigsuitdrukking op die kruis, wanneer daar vir hom iets aangebied word. Voordat ons daarby kom ons kyk 'n bietjie net na die rekord wat die Bybel aan ons stel, wat betref die gefermenteerde wyn of die ongefermenteerde wyn, waarvan die Bybel praat as dit wat die druiwe oes na ons toe bring. En ons begin deur saam te lees uit Genesis 9 vers 21, waar ons die verhaal kry van Noag, nadat die Here die aarde verwoes het met die sonvloed, kry ons vir Noag waar hy en sy mense wat oorleef het, sy huisgesin wat oorleef het, op droë grond uitloop. En ons sien dat Noag het vir hom 'n wingerd aangeplant. Maar dan sien ons uit hierdie verhaal uit dat Noag het van hierdie wyn gedrink, hierdie wingerdvrug gedrink. En hy het dronk geword. En ons sien dat Noag het al sy klere uitgetrek. En uit die verhaal uit sien ons dat hy het homself heeltemal ontbloot. Hy was naak gewees. En hy het van hierdie wyn gedrink
wat gegis het. En die uitsprake wat dan ook gekom het na Gam, sy seun, wat vervloek is as gevolg daarvan, dat hy sy vader se naaktheid gesien het, en Jafat wat sy vader dan toegemaak het, omdat hy geweet het dat dit vir sy vader Noag 'n verleentheid sou wees. Ons sien ook uit Genesis 19 vers 23 lees ons die verhaal van Lot, wat uitgevlug het uit Sodom en Gadara en saam met sy huisgesin, sy vrou en sy 2 dogters, en dat sy vrou uiteindelik in 'n soutpilaar verander het, dat sy teruggekyk het, en dat Lot en sy dogters homself bevind in 'n grot, en ons sien dat die dogters het aan hulle vader Lot wyn gegee om hom dronk te maak, om met hom gemeenskap te hê, omdat hulle bang was dat hulle nie 'n nageslag sou gehad het nie. Ook lees ons uit die verhaal van Dawid uit met sy sonde met Batseba, dat Dawid aan Uria, Batseba se man, wyn gegee het om hom dronk te maak, sodat wanneer hy dan nou na die oorlogsgebied gaan in die voorste linies, dat hy dan uiteindelik daar doodgemaak sou word, sodat Dawid van hom kon ontslaan raak. My liewe broer en suster, ons lees in Habakuk 2 vers 15, waar die Here vir ons die volgende skryf uit sy woord uit. Hy sê, wee hom wat aan sy naaste drank gee, wat jou gif daarmee meng, en hulle ook dronk maak, om hulle naaktheid te aanskou. Wyn, alkohol, het 'n inperking op die mens se redenasie vermoë, sy besluitnemingsprosesse. Dit is 'n verslawende drank wat jou dinge laat doen wat jy nie normaalweg sou doen nie. Uit die geskiedenis uit, hoeveel mense het nie al misdade gepleeg en skaamtelose dinge aangevang onder die invloed van hierdie alkohol nie. Watse besluite het mense nie geneem in die verlede wat hulle lewens totaal en al negatief verander het, wanneer hulle onder die invloed van drank was nie. Ons sien hoeveel huwelike verwoes word, hoeveel besighede ten gronde gaan, hoeveel werke verloor word as gevolg van mense wat hulle oorgegee het aan drank en wyn. En as ons as Christene wat die voorbeeld van Jesus navolg, weerstand bied teen verskeie aanvalle van die duiwel wat vir ons wil laat sonde laat doen. As ons dan nou weerstand wil bied teen die sonde, soos Paulus dan ook sê, ten bloede toe weerstand bied teen die sonde en die aanval van die duiwel, hoekom sou ons laat verswak deur sterk drank te gebruik? Ons lees uit die woord van die Here uit, dat wanneer priesters diens gedoen het in die allerheiligste gedeelte van die tempel, en daar vuur uit die hemel neergedaal het om die offer en die spys wat aan die Here voorgehou word te verteer, dan sê die Bybel vir ons baie duidelik, en hoor ons die woord van God as hy met ons spreek, en hy sê, enige iemand wat my wil dien in die heiligdom, laat dit dan 'n statuut wees, dat as iemand my wil dien in die heiligdom, geen wyn of sterk drank gebruik nie. Ons in die moderne tyd is 'n nasie van konings en priesters. Ons liggame is tempels van die Heilige Gees, waarin die Heilige Gees woon. En ons moet dan nou meer as ooit 'n voorbeeld vir die wêreld wees
sodat hulle by Jesus kan uitkom. God wil nie hê dat ons redenasie vermoë en ons besluitneming en ons denkprosesse aan die vyand sommer net oorgee nie. Ons lees baie duidelik ook in die woord van die Here in Spreuke 30 of Spreuke 20 vers 11 lees ons waar die Here vir ons sê die wyn is 'n spotter. En hier praat hy van die wyn wat gegis het, die gefermenteerde wyn, waarin daar alkohol as 'n byproduk in is. En sterkdrank is 'n lawaaimaker en elkeen wat daardeur bedwelmd raak, is nie wys nie. Ook in Jesaja 5 vers 11 lees ons wat daar as ware 'n vloek uitgespreek word deur die Here wat sê wee hulle wat vroeg in die môre klaar maak om sterk drank na te jaag, wat in die nag laat opbly terwyl die wyn hulle verhit. Ons moet verstaan, liewe broer en suster, dat daar is 'n verskil in die Bybel tussen gefermenteerde alkohol of gefermenteerde alkoholiese drank. Dit is wanneer die druif van die oes dan gis en die byproduk daarvan is dan alkohol wat gevorm word, en ongefermenteerde nuwe vars wyn waarvan die Bybel praat, die sap van die druif uit die wingerd. In Jesaja 65 vers 8 lees ons: So spreek die Here, soos wanneer iemand soos mos vind in 'n tros druiwe en sê, verniel dit nie, want daar is 'n seën in. Ek sal ek doen dit ter wille van my knegte om nie alles te verniel nie. En daardie seën wat uitgespreek word is die vrug van die druif wat die Here vir ons gegee het. Dit het gesondheidswaardes ook. As ons ook in Timoteus lees dat Paulus vir die jong Timoteus sê, drink 'n bietjie wyn vir jou maagongesteldheid. Daar is 'n genesende krag ook in die wyn. In die Bybel vind ons nie die woord druiwesap nie. Daar word die woord wyn gebruik. Enige iets wat kom van die vrug van die druiwestok. Tipes vandag as ons die woord wyn hoor, dan dink ons aan alkohol. Maar dit is nie in die geval van die Bybelse tye nie. Daar was verskillende variëteite van wyn in die Bybel. Ons lees daarvan die druiwesap van die oes, die nuwe wyn. Jesus sê, moenie die nuwe wyn saam met ou wyn in 'n wynsak gooi nie, want anders gaan hy dan bars aan die einde van die dag. Dit was die ongefermenteerde druiwesap. Somtyds het die mense ook in die Bybelse tyd 'n gekonsentreerde sap gemaak, of 'n dik vyerstroop, of 'n soort van 'n pasta. Hulle het hierdie druif gehidreer om dit dan so te maak, en die rede daarvan is dat dit is makliker om te dra, want vloeistof is baie swaar om te dra. Ons sien daar is ongeveer in die ou vertaling sê 8 pounds in a gallon. Dit is baie moeilik om vloeistof te dra, maar om hierdie pasta of vrugtestroop te dra en later dan net water by te gooi, is makliker om te vervoer, want hulle het nie die vervoermiddels gehad wat ons vandag het nie. Sterkdrank is nie altyd alkohol, wanneer die Bybel die woord sterkdrank gebruik nie, maar dit kan ook goeie wyn beteken. En daarom moet ons die Bybel in konteks verstaan wanneer ons hierdie dilemma aanspreek. Ons lees in die gedeelte toe Jesus gekruisig is, my liewe broer en suster, was daar 'n fees gewees, die Paasfees. En op hierdie fees het
die gouverneur Pilatus die gebruik gehad om 'n gevangene vir die mense vry te laat as 'n welwillendheidsgevoel. Die Paasfees word ook genoem die fees van ongesuurde brode. En dit is wanneer die brood gemaak word en daar geen gis in die brood was nie. Daar geen suurdeeg in die brood was nie. Want suurdeeg volgens die Ou Testamentiese gebruik verteenwoordig sonde. Ons lees ook in Spreuke 30 waar Salomo vir ons hier beskryf die volgende en hy stel dit so mooi, hy sê by wie is wee my, by wie is getwis, by wie is 'n geklaag, by wie is wonde sonder oorsaak, by wie is dofheid van oë, by wie is dat daar waar die laat wyn opgebly voor word, by wie is daar 'n ingaan om gemengde drank te proe. Kyk na die wyn as dit rooiagtig lyk, as dit sy glans gee in die beker en glad na binne gly. En dan gee hy vir ons 'n simboliek van die duiwel homself. Hy sê op die ou eind byt dit soos 'n slang en spuug dit gif soos 'n basilisk. Jou oë, sê hy, sal vreemde dinge sien en jou hart vreemde dinge spreek. En jy sal wees soos iemand wat in die hart van die see lê en soos een wat op die top van die mas lê. En dan sal die persoon sê, hulle het my geslaan en ek het geen pyn gevoel nie. Hulle het my neergeslaan en ek het dit nie gemerk nie. Wanneer ek dan wakker word, sal ek dit weer opnuut soek. Hier word die patetiese lewe van 'n alkoholist as ware beskryf. Die Bybel sê geen drank aan hom wat besig is om dood te gaan. Gee sterk drank aan hom wat besig is om dood te gaan en wyn aan hulle wat verbitterd van hart is. Hier aan die kruis op Golgotha kry ons vir Christus en hier bring hulle vir hom suurwyn, 'n soort van 'n asyn wat gemeng is met gal. En die Bybel sê en Jesus wil dit nie drink nie. Matteus 27 vers 34 lees ons baie duidelik waar dit sê Jesus het sy gesig weggedraai. Toe hy dit proe, het hy dit nie gedrink nie, want hy het geweet dat dit 'n narkotiese impak op sy denke sou hê. Hy was nie bereid om die verlossing van die hele wêreld op die spel te plaas deur sy verstand te verloor onder die invloed van die dwelm van alkohol nie. Selfs in die tyd waarin hy uitermate pyn en lyding gehad het, het hy dit nie gedrink om sy pyn te verdoof nie. Jesus wou sy kosbare bloed skoon hou en vry hou van die sonde. Hy wou dit skoon hou vir die offer aan God. Nou word daar gesê, maar het Jesus nie water in wyn verander op die bruilof in Kana in Johannes 2 nie? Ja, Jesus het dit gedoen, maar kom ons kyk bietjie na hierdie verhaal. Hier het 'n bruilof plaasgevind wat verskeie dae geduur het. En uiteindelik het die wyn opgeraak en dit was 'n groot verleentheid vir die gasheer gewees. Maria, Jesus se moeder, het toe na hom toe gekom en vir hom gesê die wyn het opgeraak. Jesus het toe opdrag gegee dat daar 'n klomp water in kanne gegooi word en Jesus het dit toe verander na wyn. Maar die Bybel sê vir ons hier
dat dit was die beste wyn gewees, die goeie wyn gewees, want die mense sê vir hom, hier die goeie, die beste wyn vir laaste gelos. Ons weet dat hierdie wyn het nie gegis nie, want Jesus kon dit alleen van die oes verkry word, want dit was die tyd van die oes gewees. My liewe vriende, as God opdrag gegee het, dat daar geen suurdeeg, geen gisting tydens die Paasfees moes plaasvind nie. Hoekom sou Jesus dan sy Vader se gebod minag deur 'n alkoholiese wyn aan die mense voor te hou? Nee, dit was 'n druiwesap, 'n vars druiwesap gewees, die goeie, die beste wyn. Ons as mense vandag wil deur ons kulture en ons gebruike sê dat die goeie wyn is daardie wyn met die hoë oktaan, die wyn wat skop gee. Maar Jesus sou dit nooit gedoen het nie. Jesus sou nooit so ver gegaan het om 'n struikelblok vir sy Vader en vir mense te wees nie. Verdere bewys wat ons het uit die woord van die Here uit is, toe Jesus die nagmaal voorgehou het, het hy gesê, hierdie wyn verteenwoordig my bloed, wat vir julle gestort word tot 'n volkome versoening vir al julle sonde. Matteus 26 vers 28. 'n volkome versoening vir al julle sonde. En dan het Jesus die volgende woorde gesê, hy sê, ek sal nie weer van hierdie nuwe wyn drink, totdat julle dit saam met my sal drink in my Vader se koninkryk nie. Totdat julle dit nie saam met my sal drink nie. Jesus verwys dus hier na die goeie wyn. My liewe broer en suster, ek wil vanmôre vir julle sê, Jesus se bloed is 'n simbool vir geen sonde. Die perfekte liggaam wat vir ons geoffer is aan die kruis, die perfekte bloed wat vir ons geoffer is aan die kruis. Is dit nie ironies dat die eerste wonderwerk wat die Here Jesus gedoen het, is om water in wyn te verander nie, daar by die bruilof te Kana nie. En hy het dit vir die mense gegee. Die laaste ding wat gebeur het net voor Jesus sy asem uitgeblaas het, is dat die mens het aan Jesus suur wyn gegee met gal gemeng op die kruis om te drink. Jesus wat ons sonde weggeneem het, hy gee vir ons sy suiwere bloed om ons sonde te bedek. Ons word gewas deur die kosbare bloed van Jesus Christus. En al wat die Here dan vir ons vra is, as ons die woord van die Here dan nou nie glo nie, kom ons gebruik net ons, soos die Engelsman sê, ons common sense. As ons sien dat 50% van alle mense wat gedood word in padongelukke, kom as gevolg van mense wat onder die invloed van drank is. Oproepe wat na polisie gemaak word van huismoles en mans wat hulle vrouens slaan en kinders wat gemolesteer en verkragt word, en is as gevolg van alkohol. Mense wat in die gevangenis sit, 50% tot 70% van alle gevalle is daar alkohol by betrokke. Ons sien hier dat ongehuide babas wat gebore word, buiteegtelike babas word gebore as gevolg van jong seuns en meisies wat onder die invloed van drank is, wat nie besluite kan neem, regte besluite kan neem nie.
geboortedefekte en mense wat sielkundige probleme het. Die grootste gedeelte daarvan as gevolg van mense wat verslaaf is aan alkohol. En daarom vra ek vir julle vandag en sê ek vandag vir julle, al die lelike dinge wat in ons gemeenskappe en kulture plaasvind vandag, is as gevolg van alkoholmisbruik, die gebruik van alkohol. Hoekom sal Christene wat navolgers is van Jesus Christus, wat in die spore van Jesus Christus loop, wat disippels is van die Here Jesus Christus, hoekom sal hulle self onderwerp daaraan en dit ondersteun hierdie gedagte? Maar mense sal sê, maar 'n klein bietjie wyn, ek drink net 'n klein bietjie wyn, of op 'n troue sal ek 'n bietjie champagne drink, dit maak my nie dronk nie. Ja, dit mag vir jou nie dronk maak nie, maar ons sien dat 1 uit 7 mense wat begin het met drank, word uiteindelik alkoholiste en val in daardie verslawing. Des te meer sê die woord van die Here vir ons, moet ons 'n voorbeeld wees. Moet ons 'n getuienis hê, 'n suiwer getuienis hê. Moet ons nie mense tot 'n val bring nie. Sê die woord van die Here nie vir ons, ek sal niks doen om my broer te laat struikel nie. Wanneer ons so die woord van die Here vanmôre hoor, en dit is 'n woord wat ons aanspreek, dis 'n woord wat van ons 'n antwoord vra, kom ons dink aan dit wat vanmôre uit hierdie preek aan ons voorgehou word. En vra, is dit die moeite werd dat ek my getuienis, my voorbeeld, my disippelskap, dit wat Jesus vir my kom wys het, vir die duiwel gee en in sonde val en in verleentheid voor die Here eendag staan? Kom ons sê nee, dankie, soos Jesus dit gedoen het. Amen. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here Jesus, vanmôre kom u woord na ons reguit en op die man af en lok dit as ware vir ons uit om 'n antwoord te gee oor hoe ek voel oor hierdie aangeleentheid. Ons het gekyk na die Bybelse rekord en daar is nog baie ander voorbeelde wat u uit die woord uit vir ons wil voorhou van wat u sê hoe ons as Christene moet optree. En dit gaan nie net oor alkohol nie, Here. Dit gaan oor baie dinge wat die Satan met sy verlokking na ons toe kom. Dobbel, om valse afgode te aanbid, om nee dankie te sê vir vrye liefde. U sê vir ons dat ons moet standvastig wees en ons moet nee sê. Nee dankie, soos wat u nee gesê het aan die kruis op Golgotha. Seën ons met hierdie woord vandag in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons gaan 'n laaste woord saam sing tot eer van die Here en dan sluit ons hierdie diens af in sy naam. Amen. Ek wil julle graag huis toe stuur met die volgende woorde van Jakobus 1 vers 13. Waar Jakobus vir ons sê, iemand wat in die versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word en self verlei hy niemand nie. Mag die Here God by julle elkeen wees. Mag die Vader se hand oor elkeen van julle gehou word. Mag die soenverdienste van Jesus Christus julle toedeel wees. En mag die gemeenskap van die Heilige Gees in julle harte en julle sinne heers om elke dag die regte besluit te maak in Jesus naam. Amen.